Shalom almal en welkom by Mekorot. Ek is Rabbi Shapira. Ons nader die einde van die boek Devarim. Die Torah gedeelte hierdie week is 'n belangrike een en ek wil graag vir julle 'n kort les gee direk uit die woorde van die Ramat. Parashat Shoftim het iets baie interessants vir ons, diegene wat die koninkryk van bo wil verstaan. Jy sien, aan die begin van die gedeelte vind ons Moses se woorde, Tzedek, Tzedek, tiefdoof, geregtigheid, geregtigheid moet jy nastreef. Waarom het Moses hierdie spesifieke boodskap vir die kinders van Israel gekies? Jy sien, Moses het gestaan, so sê Deuteronomium 5, met een voet saam met Israel en een voet op die berg. Moses het insig in beide die hemel en die aarde. Dit is belangrik. Jy sien, voordat hy vir hulle sê om geregtigheid na te streef, en hy noem hierdie belangrike woord 2 keer, sê hy, Shoftim v'shotrim titen lecha, wat vertaal word as iets soos regters en wetstoepassers sal in al jou poorte wees. Nou wil ek hê, jy moet die verband verstaan tussen daardie woorde, naamlik Shoftim v'shotrim en die woorde Tzedek, Tzedek, wat 2 keer herhaal word. Die Ramat het verduidelik dat die taak van die shofet, wat beteken die regter, is om die een te wees wat oordeel vel, 'n regverdige oordeel. Maar die taak van die shoter is om die uitspraak af te dwing wat deur die regter gemaak is. In wese is daar dus beide 'n regstelsel en 'n stelsel van die wat die regspraak uitvoer, sodat watter dien ook al gevel word, dit uitgevoer word. Nou luister na wat die Ramat sê. Hy sê die rede waarom Moses gesê het, Shoftim v'shotrim, is omdat dit 'n prototipe en 'n voorbeeld is van die hemelse howe en die hemelse realms. In die hemelse howe en die hemelse realms is daar beide die dien en daar is ook die uitvoering van die dien. Daar is 2 stelle malachim. In die hemele daarbo, die wat in beheer is van die uitvoering van die dien, en dis waarom daar staan, in al jou poorte. Jy sien die woord poorte, is die poorte wat die aarde en die hemele skei. Die woord she'arecha is die woordverskeiding tussen die wat hieronder werk, en die wat van bo af opereer. Dis wat hy gesê het. Moses wou hê dat Israel 'n geregshof ten uitvoer moes bring, wat identies is aan wat terselfdertyd in die hemel gebeur. Selfs in die hemele is daar malachim wat geoordeel word, en daar is malachim wat die oordeel volgens die Torah voltrek. Ons moet dit vandag verstaan. So in wese sê Moses, Tzedek, Tzedek, want hy praat van 2 verskillende woorde. Die eerste Tzedek verwys na die wêreld hieronder. Die tweede Tzedek verwys na die wêreld daarbo. Verstaan jy dit? In wese sê Moses, daar is 'n orde in die hemele en Israel hier ontvang die Torah om dieselfde orde wat daar in die hemel is, hier op aarde uit te voer. Wanneer ons lewe volgens die Torah leef, voer ons in wese dieselfde stelsel uit wat bo ons is. Vandag in die hemel is daar regters en dan die wat die oordeel voltrek van die regters van die malachim. Dit is die essensie. En wat sê hy? Hy het gesê, en hulle moet die mense oordeel, mishpat tzedek. Dit is belangrik. In die hemele vandag is daar slegs mishpat tzedek. En so moet ons dieselfde mishpat tzedek hier hê, ter voorbereiding van die uiteindelike mishpat tzedek wat elkeen van ons sal ontvang gedurende die tyd van Matan HaSagar. Met die koms van die Messias. God seën jou. Dit is Mekorot vir hierdie week.